maar gaan. Dank is ook. Halleluja. Wanneer berge reis, te steil om te klim, en hoop verdwijn, ek voel so min, dan vind ek krag in Christus bo, staan vast met geloof, wat glo, alles is moontlik in die Heer. U mag hou, ek vrees nie meer, nie deur krag of geweld, deur U Gees. Alles is moontlik in die Heer. Wanneer storms hul stemme hef, en ek voel klein met al die stres, dan fluister hy my kind, ek's naby, en gee my rus, my siel is vry. Alles is moontlik in die Heer. U mag hou, ek vrees nie meer, nie deur krag of geweld, maar deur U Gees. Alles is moontlik in die Heer. Ek druk voort met geen las, my hoop bly sterk, ek staan vast, deur smart en pyn, U bly my lied, in U oorwinning staan ek opnuut. Jubel juig, ek verhef my stem, sing Hosanna sy lof beklem, halleluja soor my lippe weer, hy dra ons deur elke keer. Alles is moontlik deur die Heer. U mag hou, ek vrees nie meer, nie deur krag of geweld, maar deur U Gees. Alles is moontlik in die Heer. Nie deur krag of geweld, deur U Gees. Alles is moontlik in die Heer. Alles is moontlik in die Heer. Alles is moontlik in die Heer. Goeienaand, Suster Marina. Halleluja. Prys die Here. Halleluja. Here my waar en beide, en hierdie dag wil ek in geloof tot U nader sal U my genadig wees, en my beskerm met die Heilige Gees. Here in elke tree wat ek vandag sal gee, rig U my voete sodat ek kan deel daarmee. Here plaas 'n wag voor my mond, laat my woorde nie ander mense sal verwond. Here, ek wil elke tree in U teenwoordigheid gee, sal U my lei om ander rigting te gee op hul weer. Laat elke woord
Here laat die wonderbare lig nou ook deur my sal skyn, sodat alle hartseer en pyn in die niets sal verdwyn. Heer God, laat die wonderbare krag Ja, Suster Isabel. genesing bring vir hulle wat in geloof Goeienaand almal. wag. gee dat elke tree wat ek vandag sal gee. U sal vereer op al my wandel en al my weë. Here, want die alleen is waardig om geprys te word. En laat nie toe dat die bose U kinders in kort, in die kosbare naam van Jezus. Halleluja. Amen. Halleluja. Heer, as ek U wonderwerke aanskou, in ons lewens waar ons aan die toekoms bou, het jy al ooit in jou lewe besef, dat hy jou graag wil ophef? Kan jy die mooi in die lewe raak sien? Of glo jy steeds dat jy alles in die lewe moet verdien? Jezus het vir jou die lewe gegee. Gee jy maar net die volgende tree. Halleluja. Hy het vir jou gesterf, daar aan die kruis, sy liefde vir ons as sondaars kom bewys. Al wat hy van jou verwag, Neem jou kruis op, juk is saam. Hy wil jou help om jou laste te dra. As jy hom maar net wil vra, kom dan na hom toe nog vandag. Moenie in die sonde langer wag. Hy wil jou aanneem en jou verhoog. Yes, Lord. Moenie dat jou hart verdroog. Daar is nie 'n lewe sonder Jezus. Kyk maar terug op elke krisis. wil jy regtig sonder God verder gaan? Oh, nee, Of Here. wil jy onder God se beskerming staan? Yes, amen. Gee jou lewe oor aan hom, hy sal jou elke dag verstom. By die Here het ek rus gekry en kan ek my elke dag verbly. Wanneer ek vir hom kom vra, Om elke dag my laste te dra, kom hy en maak my vry. As ek net my skuld bely, hoekom dan nog langer wag? Die Heilige Gees kom praat met jou sak. my vriend, moenie jou tyd verspeel. Jy moet met die sonde in jou lewe deel. Moet nie uitstel, moenie wag. Vandag is dalk jou laaste dag. Heer, ek wil U beskerming vra. Sal U elke vriend van my nou dra? Dankie vir U groot ontferming. Heer, ek wil net U lof besing. Amen.
Heer hou my vas, omdat hy my lief het. Hy omring my met vrede, hy het my lief sonder rede. Die Heere dra my deur donker tye, ek het U lief, U ken my naam. Die liefde hou my staande, die lig lei my pad, die genade bly oorvloeien, wanneer ek struikel, hou U my vas. God is my krag, my vaste rots, my hoop, my Heer, my alles, my God. Elke minuut van elke dag, tot aan die einde, U vee my trane af, die teenwoordigheid gee vrede. Ja. U is die rede dat ek leef en lag, sonder rede, sonder wag. Die lig breek deur my donker nag, die fluister vrede in my hart. Wanneer golwe oor my spoel, is U die stilte wat deur my vloei. U hand hou my vas, ek sal nie val, U is getrou deur dit alles. U liefde hou my staande, U lig lei my pad, U genade bly oorvloedig, wanneer ek struikel, hou U my vas. U is my krag, my vaste rots, my hoop, my Heer, my alles, my God. Halleluja. Halleluja. Soms volg ons tog ons eie pad. Ek is sterker as die wil van God, maar ons loop ons vas teen die draaie van ons lewenspad, soek na geluk wat ons nie vind. Hy is ons God, en niks kan dit verander. Hy roep jou naam, in elke dag se gange, wat jy soms kan verdwaal. So bring dan nou jou lewe, net vir hom, net vir hom. Bring jou lewe net vir hom. Vind nog uit, kan nie meer alleen. Stryd, sonder God se steun. En dan roep ek uit, na die hart van God. Hy tel my op, en lei my by die hand. Hy is my God, en niks kan dit verander. Hy roep my naam, deur elke dag se gange, wat ek soms kan verdwaal. So ek bring dan nou my lewe, net vir hom, net vir hom. Bring my lewe net vir hom.
in my. Die seisoene op my lewenspad maak my gereed om die hand te vat. O Jesus, beweeg in my. Beweeg in my. Jesus, beweeg in my. Jesus, beweeg in my. Net soos U dit wil doen. Beweeg in my. Jesus, beweeg in my. Ek wil my lig laat skyn. So ek vra, beweeg in my. Ek is nie alleen as die koue kom, want U het gesê, U is hier by ons, so Jesus, beweeg in my. Donker dag sal ek wortels skiet in die vaste grond wat net U kan bied. O Jesus, beweeg in my. Beweeg in my. Jesus, beweeg in my. Jesus, beweeg in my. Net soos U dit wil doen. Beweeg in my. Jesus, beweeg in my. Ek wil my lig laat skyn. So ek vra, beweeg in my. Beweeg in my. Jesus, beweeg in my. Jesus, beweeg in my. Net soos U dit wil doen. Beweeg in my. Jesus, beweeg in my. Ek wil my lig laat skyn. So ek vra, beweeg in my. Beweeg in my. Beweeg in my. Oh, so ek vra, beweeg in my. Amen, halleluja, prys die Here. Ligte blink so sterre vanaand. Die ritme klop te sier in my hart. Laat die wêreld se geraas verdwyn. Steek aan die vuur, nou gaan ons drink van die lewende water wat hy skink. Die donker nag word helder verlig, 'n nuwe klank. Ons roep U naam vanaand, ons kom as een liggaam saam. Oh, prys hom met sang en gitaar, lig op jou hande, gee hom 'n kans. Prys hom met alles wat jy het, prys hom met alles in jou. Halleluja. Die jou ek is weg, ek is nou splinternuut. Vreugde waar die hemel inskiet. Ons voete kan nie langer stil bly, want deur sy liefde is ons vry. Oh, prys hom met sang en gitaar, lig op jou hande, gee hom 'n kans. Prys
asem het. Alles wat lewe, laat hom die Here prys. Prys die Here. Amen, halleluja. Prys hom met sang en gitaar. Oei, drie, vier, prys hom met sang en gitaar. Lig op jou hande, gee hom die kans. Prys hom met alles wat jy het. Prys hom met alles in jou. En die neon, prys hom. Ja, prys hom, halleluja. Prys hom met ons stemme, halleluja. Alles wat asem het, sal die Here loof. Ja, altyd prys, halleluja. Ons loof die Here vir sy goedheid en sy guns, halleluja. Hy het ons nog 'n dag, nog 'n week gespaar. Ja, DV begin ons 'n nuwe week môreoggend. Alles weer van voor af, elke week van voor af. En so gaan alles in die ronde. Ja, die woord van die Here sê alles is 'n gejaag na wind. Amen. Maar ons lewe is 'n gejaag na Jesus. Jesus alleen, halleluja. Prys die Here, welkom aan elke Facebook kyker man. So dankbaar om elkeen van julle te kan sien. Julle wat so mooi groet. Baie, baie dankie. Welkom aan die WhatsApp luisteraars. Ek weet daar's baie van die Facebook mense wat ook die WhatsApps kry, maar julle kry dit omdat daar mense op julle WhatsApps is of in julle kontakte is wat my nie op hulle kontakte het nie, en dan kan julle dit aanstuur vir hulle. Ja, prys die Here. So verkondig julle die woord ook wat julle oordra. Almal doen iets vir die koninkryk van God. Amen. Prys die Here. Kom ons loof die Here. Hy waar die son en die sterre in sy hand vashou. Hy waar die magtige skepping Yes, amen. Hy waar die voëls en die lelies met pragt bekleed. Halleluja. Hy sal alles wat jy nodig het vir jou gee. Want hy is die God van Abraham, Isak en Jakob, wat deur die woestyn vir Israel bewaar. Hy is die God van Jericho se mure, wat deur die hand van Dawid Goliat verslaan. Abraham, Isak en Jakob, wat deur jou woestyn jou veilig kan bewaar. Hy is jou God en laat manna reën uit die hemel, en deur jou hande sal hy reuse kan verslaan. Amen, halleluja. Hy wat jou hou in die holte van sy vaderhand. Hy wat die spore veilig ver laat loop. Hy wat die magtige waters met sy woord bedaar. Hy is die God van Israel wat jou bewaar. Van Abraham, Isak en Jakob, wat deur die woestyn
Israel bewaar. Hy is die God van Jericho se mure, wat deur die hand van Dawid Goliat verslaan. Hy is die God van Abraham, Isak en Jakob, wat deur die woestyn jou veilig kan bewaar. Hy is jou God en laat manna reën uit die hemel, en deur jou hande sal hy reëse kan verslaan. Amen. En deur jou hande sal hy reëse kan verslaan. Amen, halleluja, prys die Here. Daar is niemand soos hy nie. Niemand sal ons lief hê soos wat hy ons lief het nie. Ons vra die Here dat hy vanaand se samesyn sal seën bo wat ons kan dink of bid, dat hy die woord sal seën wat deur hierdie spreekbuis gespreek word. Ja, prys sy wonderlike naam. Al die lof, al die eer, al die aanbidding kom die Here toe. Ja, man, ek is opgewonde, maar ook met die opgewondenheid het ek die benoudheid in my, sekere dinge wat deesdae gebeur, wat 'n mens benoud maak. Ja, dit is skrikwekkend wat om ons gebeur, en hoe die mense sal sê, man, daar's nie 'n God nie, en die Here bestaan nie, en ons wat drasties die Here volg en die Here dien en die woord oopbreek, en dit gaan net oor Jesus Christus, ons word aangeval, ons word bespot en ons word, ek weet nie, belas en gelas, ek weet nie. Ek wil net vir julle een ding sê, my liewe broers, my liewe suster, vriend, vriendin, wat na my kyk, wat na my luister vandag, ek het dit al so baie in die bediening gesê, en ek sê dit nog steeds, ons dien nie net 'n God van genade nie, ons dien 'n God van toorn ook. Ja, spaar. Maar die kerk van vandag wil dit nie hoor nie. Hulle soek 'n God wat lankmoedig kan wees. O, die uitstel van sy toorn. Hulle wil nie hierdie God ken van toorn nie, hulle wil net die God van genade ken. En hulle vermy soveel dinge wat God al gedoen het in die Bybelse tyd en nog steeds doen. En God vra nie om verskoning nie. Hy vra nie om verskoning wanneer hy iets doen nie, wanneer hy toornig is nie. Hy's nie 'n God wat homself hoef te verduidelik hoekom hy sekere dinge doen nie. As die Here straf wil uitoefen, dan doen hy dit. As hy wil genade betoon, dan doen hy dit. Maar ons moet een ding onthou, dat God is nie iemand om mee te speel nie. Amen. Hierdie aarde is die voetbank van God. Ons is stofie aan die weegskaal. Dis waar. En ons dink hierdie God is ons vriend, ons chomma. Die Bybel sê word 'n vriend, soos Abraham. Maar weet julle wat? Baie van ons behandel ons vriende met nydigheid. Behandel ons vriende baie keer wanneer ons sleg voel, dan behandel ons hulle sleg. So, ek is versigtig as ek sê, ja, God is my vriend. Hy is my God. Hy is my redder. Hy is 'n heilige God. En hy gaan nie onderhandel oor sy heiligheid nie. Nie vir die kerk van vandag, wat 'n nuwe God in die kerk ingebring het, 'n nuwe Jesus nie, 'n afgod van 'n Jesus wat alles toelaat nie. Ek wil dit beklemtoon vandag. Want
die kerk van vandag dink dat die Here alles toelaat en omdat hy jou lief het, laat hy sekere dinge toe en hy gaan nie rekenskap van jou neem vir wat jy doen nie. Jy weet, die Here lê nou 'n Bybelvers op my hart wat min mense wil aanraak. Hierdie is 'n Bybelvers wat skrikwekkend is vir die Christendom van vandag. Hi Sister Lise, welcome, enjoy it with us. Ek wil graag hê ons moet blaai na 2 Konings, die 2de hoofstuk. 2 Konings, die 2de hoofstuk. En ek wil nie die hele hoofstuk lees vanaand nie. Ek wil net vir julle sê dat Elisa het in die skaduwee van Elia beweeg. Elisa het nooit werklik God geken, soos Elia hom geken het. Ongeag, kan ek gou ietsie sê? Daar's baie profete en predikers wat uit hulle self uitpraat. Dan wil die Here hulle stopsit. Dan sal die Here, rather late than never, praise God, hallelujah, dis die waarheid my sister, that's so true. Ek wil vir julle sê, as ons nie gaan luister nie, en al dink jy, jy's ingestel met God, kan ek vandag vir jou sê, pas op, dat jy nie so ingestel is, net jy nie sy stem hoor nie. Ja. We so heavenly minded that we know earthly good, dat hy donkies gaan gebruik om met ons te praat. Ja. So, ek is eerlik met julle vandag. Ek vrees God, ek vrees hom, want ek weet, hy kan my siel in die hel gooi, maar hierdie selfde God wat ek vrees, my vrees dra kennis van God. En hierdie is deel van die kennis wat ek met julle wil deel, dat ons nie met God moet speel nie. Elia word weggeneem, en iets gebeur groot. 2 Konings, die 2de hoofstuk vanaf vers 13. Daarna tel Elisa die mantel van Elia op. Nou ek het gesê Elisa, want ek wil nie sê hy nie, want baie mense sal nou nie eens weet van wie ek praat nie. So na al hierdie dinge gebeur het Elisa die mantel van Elia opgetel, wat van hom afgeval het. En hy draai om en gaan op die wal van die Jordaan staan. En hy neem die mantel van Elia wat van hom afgeval het, en slaan op die water en sê, waar is die Here? Is ons nie dankbaar vandag dat ons sy tempel is nie? Ons hoef nie meer te vra, waar is die Here nie, as hy in ons woon nie. Maar nietemin, God gebruik wie hy wil, wanneer hy wil, as hy spreekbuis. Hoor mooi wat ek julle vandag sê. En in die Ou Testament het hy profete gebruik. Profete wat van 'n ander profeet af krag ontvang het. En hierdie selfde Elisa wat in 'n graf gelê, toe hulle 'n dooie man op sy bene gegooi het, daai man lewendig geword. Is dit nie wonderbaarlik nie? 'n Man wat begin het met die woorde, waar is die Here? Die God van Elia. Hy soek dieselfde God wat Elia aanbid het. Want hy het gesien wat Elia gedoen het, en hy het geweet, daar was krag wat Elia ontvang het, maar dit kan net van Elia se God wees. Die God van Abraham, Isak en Jakob, halleluja. Amen. Prys die Here. Ja, hy. En toe hy op die water slaan, is dit na weerskante verdeel, en Elisa het deurgegaan. Net daar wys God vir Elisa, hy is by hom. Hy het die water oopgemaak.
Hoor mooi wat gebeur hierso. En die profete seuns wat in Jerigo was, het dit op 'n afstand gesien en gesê, die gees van Elia rus op Elisa met 'n uitroepteken. Hulle roep dit uit, dat die gees van Elia op Elisa gaan rus het. Maar dit was nie die gees van Elia nie, dit was die gees van God. Onthou julle met Paulus, as sy kledingstukke op mense geraak het, het hulle gesond geword. Dit hang af wie die liggaam van God wil wees. Dit hang af van, is jy werklik met God se gees vervul? Is God se gees werklik op jou? Dat jy wonders en tekens kan doen, dat mense kan sien, dat God met jou is? Hier sien mense dit, want hulle sien goed gebeur wat bo-natuurlik is. Ja. Amen. Prys die Here, man. Hy sê die gees van Elia rus op Elisa en hulle het hom tegemoet gekom en voor hom na die aarde gebuig. Kan ek gou ietsie sê? Daardie tyd as hulle 'n godsman gesien het, dan was daar mense wat geweet het, wow, hier moet ons ernstig hierdie persoon opneem. Ons moet eerbiedig wees. Nie soos vandag se tyd nie. Vandag se tyd, ek wil vir mense baie waarsku. Pas op dat jy jou mond oopmaak teen 'n gesand van God. Nou wil ek wil nou nie praat van elke predikant en Jan, Diek, Tom en Harry wat dink hulle is 'n predikant nie, hoor. Ek praat van manne wat God se gees werklik dra. Amen. God vrees in alles wat hulle doen. Amen. En die woord in waarheid sny. Want dit is die waarheid wat ons gaan vrymaak. Niks anders. Hoor mooi wat ek julle vandag sê. Ons kan mense aanvat wanneer ons die gees van die Here in ons het. Dis waar. En wanneer God aan ons wys, dis tyd nou om iemand tereg te wys en so aan, dan doen ons dit. Hoor mooi. En vir hom gesê, kyk, hier is by u dienaars 50 kragtige manne. Laat hulle tog u Heer gaan soek. Hulle weet nie eens waar Elia is nie. Elia het nie die dood gesien nie. Die Here het hom net weggeneem. Almal is op soek na hom. Een ding kan ek vir julle sê, as God regtig met jou praat hy met jou. Hoor wat sê hy hierso. Laat hulle tog die Heer gaan soek, of nie miskien die gees van die Here hom opgeneem en hom op een of ander berg of in een van die dale gewerp het nie. Hoor mooi. Maar Elia beveel, stuur hulle nie. Julle stuur geen man om te gaan kyk waar Elia is nie. Diep in hom het die gees van God, hy self dalk nie geweet nie, maar die gees van God wat in hom is, en die dubbele mate wat hy ontvang het van Elia, het hom oortuig. Moenie gaan kyk nie. Hy sê, maar toe hulle tot vervelings toe by hom aanhou en sê, wow, jy weet, party mense nie, as hulle dink hulle is alright, en dan kan hulle aanhou, en hulle kerm, totdat hy ingee en sê, ja, doen dit man, gaan doen net wat jy wil doen. Jy wil anyway nou nie luister nie, gaan doen dit. Ek sê mos baie kere, partykeer kerm ons so by die Here, dan sê alright, hierso, tot jou eie nadeel. Met al jou gekerm, gee hy sommer net vir jou tot jou eie nadeel. Hy sê, maar toe hulle tot vervelings toe by hom aanhou, sê hy, stuur. Daarop stuur hulle 50 man uit en het 3 dae lang gesoek, maar hom nie gekry nie. En hulle het na hom teruggekeer, terwyl hy nog in Jerigo vertoef, en hy vra hulle, het ek julle nie gesê, moenie gaan nie? Het eintlik vir hulle gesê, het ek julle nie gesê nie? Het julle nou gesien, dat julle niks gehelp om te gaan? Niks. Partykeer moet ons luister. Regtig, partykeer moet ons net luister.
Nou mors ons 3 dae se tyd waar ons 3 dae vir die Here iets kon beteken het. Amen. En die manne van die stad het vir Elisa gesê, kyk, die ligging van die stad is goed, soos my Heer sien, maar die water is sleg. So die grond is goed, maar die water is sleg. En hulle weet hulle kan met hom praat, want hy is nou die kontakpunt met God. En hier gebeur 'n fantastiese ding. Hy sê en die grond veroorsaak onvrugbaarheid. Nou, kan ek gou ietsie sê, op daardie oomblik het iets gebeur, en dan vandag se mense wil nou dieselfde goeders uit die Ou Testament uithaal, om dinge te kan doen. Jy kan nie, jy moet wag vir die Here. Die Here sal vir jou sê, so en so en so. Moenie iets doen wat jy dink reg is, as God nie vir jou gesê, dis nog nie tyd om sekere dinge te doen nie. Daar's mense wat nou sout gebruik, en hierdie gebruik, en daai gebruik. Hierdie is wat God op sy hart gelê, in sy gees gelê. Hy sê, hy antwoord, bring vir my 'n nuwe skottel, nie 'n ou skottel nie. Jy gooi nie nuwe wyn in 'n ou sak nie. Hoor mooi, Nuwe Testamenties. Hier soek hy 'n nuwe skottel. En hy sê, bring vir my sout. En hy gooi sout daarin. En hulle het dit na hom toe gebring. Daarom gaan hy uit na die plek waar die water uitkom, en hy gooi die sout daarin en sê, so spreek die Here. Hy sê nie so spreek Elisa nie. Hy sê so spreek die Here. Hy is die spreekbuis van God. Soos hy spreek, spreek God. Amen. Dis tyd wat ons kan sê, so spreek die Here. En net ons self uitpraat. Ja. En daarvandaan, en die water het gesond geword tot vandag toe volgens die woord van Elisa wat hy gespreek het. En daarvandaan het hy opgegaan na Bethel, en terwyl hy met die pad opgaan, kom daar klein seentjies uit die stad uit wat met hom spot en vir hom sê, gaan op, kalkop, gaan op, kalkop. Ek wil vir julle ietsie sê. Hierdie was nie klein seentjies nie. Die vertaling praat van klein seentjies. Dit is nie klein seentjies nie. Die Hebreëse naam Naarim, wat eintlik hier gebruik word, die oorspronklik is, praat van jong manne, soldate. Kan julle dink toe ons weermag toe geroep is, was ons jong manne gewees. Hy praat van sulke jong manne. Hoor mooi, diensknegte. Dit was nie klein seentjies nie. Hoor mooi. En hulle begin met hom spot en sê, gaan op kalkop, toe hy agter hom omgekyk, en hulle gesien, en hulle gevloek in die naam van die Here, en 2 beerinne het uit die bos gekom, en van hulle 42 kinders verskeur. Nou die kinders is die Naarim, die jong manne. Ek wil vir julle sê, moenie met God speel nie, want hy sal met jou afreken. Wat gebeur hier? In die eerste plek, moenie 'n godsman spot hoe hy lyk nie. Want 'n godsman lyk nie soos wat jy dink hy moet lyk nie. Praat nie soos wat jy dink hy moet praat nie. 'n Godsman word geroep deur die Here, en hy kyk nie na die beeld nie, hy kyk nie na die gesig nie, hy kyk nie na die hare nie, hy kyk na die innerlike man. En ek wil vir julle sê, my liewe vriend, vriendin, broer en suster in Christus, hoor wat ek vandag vir julle sê. Ons maak predikante bymekaar, omdat ons loyaal wil wees teenoor hulle. Dis tyd dat ons mooi moet kyk. Waar kry ons die woord? Ons moet mooi kyk na wie ons luister. Ons moet mooi kyk vandag wie ons volg. Wie is in jou binnekring vandag? Is die wat in jou binnekring is dit
Die mense wat God wil hê, jy moet in jou binnekring hê. Ek weet self, ek het hulle in my binnekring gehad vir baie jare. Maar die Here het hulle uit my binnekring uitgeskuif, omdat dit vir my noodsaaklik is, nou, om hulle uit my lewe uit te skei. Want die Here het vir my 'n hoër roeping, Amen. en hulle het my dalk terughou, vir die hoër roeping waarvoor God my geroep het. Ja, dis waar. Amen. Nog 'n ding. God wys dat hy heilig is. Moenie met die heiligdom van God speel nie. Moenie wat heilig is vir die varke gooi nie. God is 'n God van toorn. En hierdie gedeelte wil baie mense nie aanraak nie. Want God het regtig met hulle afgereken op die spot. Die Here vra nie om verskoning vir wat hy doen nie. Dis hoekom ons hom moet eer. Ons moet eerbiedig wees teenoor God. Ja. Ek weet baie mense wil nie sulke goed luister nie. Baie mense wil nie sulke goed hoor nie. Maar ek is nie geroep om mense gemaklik te laat voel nie. As hierdie woord jou ongemaklik laat voel vandag, dan het die woord regtig sy punt bereik. Want die woord moet jou ongemaklik maak, sodat jy uit jou gemaksone kan uitklim, sodat God jou kan gebruik. Eerste plek moet ons besef, dat God 'n heilige God is. En hou op om met God te speel. Amen. Hierdie was nie klein seentjies wat net grappies gemaak het nie, en 'n spot bedryf het nie. Hierdie was 42 manne, jong manne, wat opgestaan het teen 'n gesand van God, teen die spreekbuis van God. En as jy die spreekbuis van God aanraak, raak jy God self aan. Ja, amen. En ons moet dit begin verstaan. Ons moet begin verstaan dat in die laaste dae, daar soveel mense is, wat nie regtig die spreekbuis van God is nie. Hulle is daar, net omdat hulle dink hulle is right. Hulle is daar om die limelight te hê. Ek wil hê ons moet ophou om na die limelight te gaan. Ons moet ophou om ons op 'n pedestal te plaas. Ek is 'n pastoor. Ek is 'n profeet. Ek is geroep. Waarin roem jy? Roem jou in die Here, man. Dit maak my nogal suur hoor. Party mense wil daai titel ronddra. Maar hy kan nie eens 'n titel ronddra nie, want hy gebruik 'n ander man se titel om op te ry. Dis die waarheid. Dit is hoe die kerke werk vandag. En is hoogtyd dat ons hierdie goed aanspreek in hierdie laaste tyd. My broer en my suster, daar's soveel dinge wat gebeur om ons, en ons moet begin wakker word. Dis waar. Ons moet begin wakker word. Waar het ons in ons lewe gesien dat 40 mense op een slag deur weerlig doodgeslaan word? Jong mense. In Switserland. Wat van Switserland? Ook 40 mense. Hulle party die nuwe jaar in. En die plek brand af. Ja. Wat gaan aan? Is ons blind of sien ons nie die hand van die Here nie? Ja. Somtyds tree hy dadelik op. Ek hou my hande gevou vanaand, want ek is bang ek ruk die telefoon daar uit en ek begin rond te hardloop. Ek moet myself beheer, want ek wil vir julle sê, daar's iets aan die gebeur. Ja. En as 2 keer daar 40, die getal 40 moet plaasvind, dan moet ons begin wonder. Dan moet ons begin wonder. Party plekke is so droog, hulle het geen reën nie, party plekke verspoel, party plekke het haal.
Wat is besig om te gebeur? Ek is besig om te sien hoe werk die hand van die Here. Die Here is besig om party plekke af te reken, in situasies mense af te reken. Mense wil dit nie hoor nie. Mense wil dit nie hoor nie. Ons wil ons eie lewe bepaal. Ons laat nie toe dat God ons lewe bepaal nie. Ons wil doen wat ons wil en ons verwag God moet elke keer op aandag staan, want hy is 'n genadige God. Ons wil roekeloos lewe, maar die Here moet ons beskerm. Is jy onder die wakende hand van God vanaand? Of beweeg ons soms uit in 'n gevaarsone in? Is ons onder die wolk van God hierdie dag en die 4 kolom in die aand? Is ons onder hierdie genade van God, die vleuels van God wat ons beskerm, of beweeg ons uit omdat ons ongehoorsaam is aan die Here? Is ons besig nog met die dinge van die Here, of met die Here van die dinge? Ons moet begin regtig kyk wat om ons aangaan. Baie mense het nie meer respek vir God nie. Baie mense praat met God asof God hulle chommies is, of die man daarbo is. Hy is nie die man daarbo nie. Hy is jou Vader en jy sal hom respekteer. Hy is jou Vader en jy sal hom eer. Hy is jou Vader en jy sal hom vrees. Daai vrees is nie bang. Jy's nie bang vir die Here nie. Jy vrees hom, want hy's 'n God wat sê, hy sal 'n ding doen, dan doen hy dit. Ek wil hê julle moet mooi verstaan, dat hierdie selfde God, wat vlees geword het, is dieselfde God wat gesê het, hey, as julle wil gaan. Ek gaan niemand dwing om my te dien nie, ek gaan niemand dwing om my te volg nie. En toe die mense loop, toe vra hy sy disippels, wil julle nie ook sommer saam met hulle beweeg? Dis die God wat ek dien. Ek dien 'n God wat nie verskoning vra vir wat hy doen nie. Ek dien 'n God wat hom nie self sal verduidelik om my goed te laat voel. Ek dien 'n God van orde. Ek dien 'n God wat my liefhet en hy sal my 'n pak slaag gee. Hy sal my tugtig omdat hy my liefhet. Ons dink almal ons dien 'n liewe Jesus sagenteer. Broer André, welkom broer André. Broer André, ons het baie jare saamgewerk, né? Baie jare. Dis baie goed om jou te sien, man. Dis manne wat my geken het toe ek nog bad news was en toe die Here my gered het. Ek wil net vir julle sê, die Here het my nie gered om my mond stil te hou nie. Die Here het my nie gered om goody two shoes te speel nie. Die Here het my geroep om mense tot bekering te roep. Mense moet hulle rug draai op die lewens wat hulle leef, sodat God hulle kan toevou met sy liefde en sy genade, sodat God hulle rigting kan bepaal. Hy is die God wat vir jou nuwe visie gee. Hy is die God wat die lamp is vir jou voete en 'n lig op jou pad. Hy is die een wat op die ou einde nommer 1 in jou lewe sal wees, dan jou huis, dan jou vrou, dan jou geld, dan al hierdie goedes. Hy moet nommer 1 wees. Jy luister vir hom en hom alleen. Ek het lank my lewe self gelei en ek het aangejaag. Nou het ek my lewe in sy hande geplaas en ek wil nie uit sy hand uit beweeg nie. Ons moet begin regtig kyk na hierdie goed. Ons moet hand in eie boesem steek. Ons moet dit uithaal en sê, Here, is ek op die plek waar U my wil hê? Of volg ek net blindelings mense wat God nie eens werklik ken? Hulle gooi hierdie mooi show,
Hierdie mooi heiligheid. Hulle het die heilige baadjie aan op 'n Sondagoggend. En dan die res van die week. Wat doen hulle dan? Suster Adel, welkom. Suster Adel is gewoond hoe ek preek. Sy is nou my skoonsussie. My seun is met haar dogter getroud. Ja, en is altyd lekker om haar ook te kan bedien. Al klink ek altyd so kwaai, maar ek is nie kwaai nie. Dis die Hey. Hoor mooi. Ek is lief vir julle en ek kan nie die waarheid van julle weghou nie. Want die waarheid is al wat julle gaan vrymaak. Ons kan nie leef meer vir onsself nie. Ons leef vir die Here. Here, wat wil U hê moet ek vandag doen? Ja. Here, wie is daar wie ek kan bedien vandag? Wie is daar wat my nodig het vandag, Here? Want die dag toe ek U nodig gehad het, het U my diep uit 'n gat uitgehaal, Here. U het my diep uit 'n gat uitgehaal. U het my verander, Here. U het my hele lewe nuut gemaak, Here. Die ou mens is dood. Die nuwe mens leef deur Jesus Christus wat in my leef. Halleluja. En as ek nie sy karakter het nie, en ek is nie sag en nederig soos wat hy is nie, en ek sê nie vir julle wat julle verkeerd doen nie, dan dien ek nie dieselfde Here as wat ander mense dien nie. Die Here sê vandag vir ons wat ons moet regmaak. Hy sê hou op waarmee jy besig is. Want ek is 'n heilige God. Ja. Hoor mooi. Hoor mooi wat sê die boek van Hebreërs. Ek weet nie hoekom ek dit nou moet lees nie, maar kom ek lees dit gou. In Hebreërs sê die woord van God, ek dink is in die 12de hoofstuk. Hy sê in vers 14, jaag die vrede na met almal en die heiligmaking, waarsonder niemand die Here sal sien nie. Jy sal moet heiligmaking nastrewe, waarsonder jy God nooit sal sien nie. Hoor mooi, en pas op dat niemand in die genade van God veragter nie, asseblief. Dat geen wortel van bitterheid opskiet, onrus verwek, en baie hierdeur besoedel word. Ons word besoedel deur wanneer ons verbitterd raak teenoor ander. Ek wil vir julle sê, dat die woord van die Here is dit wat my vandag het waar ek is. Die Here is die een wat my verander. Maar as ek nie sy woord lees nie, kan ek gou ietsie sê. En ek wil dit so mooi sê dat julle kan verstaan wat ek sê. Ons moet luister om te hoor sodat ons verander. Ons moenie hoor of luister net omdat ons dink ons hoor nie. Ons moet verander. Want as ons nie verander nie, doen die woord van God niks vir my en jou nie. My liewe broer, my liewe suster, my liewe vriend en vriendin, luister mooi wat ek vandag sê. Môre is nie vir my en jou beskoring nie. Ons het te veel mense in hierdie jaar, laas jaar, paar maande uit mekaar het, baie mense aan die dood afgestaan. Pastore aan die dood afgestaan. 'n Pastoor, sy vrou en sy seun in een ongeluk dood. 'n Vrou wat ek getrou het, sterf van haar hart. 'n Paar maande daarna sterf haar broer van haar hart, terwyl hy met sy familie pool speel in die huis. Gryp in sy bors vas, selfs soos sy het hom na bors gevat. Die woord van God is duidelik.
dat God het nie behaag 'n sondaar se dood nie, maar dat elkeen van ons tot bekering sal kom. So lief het hy ons, dat hy ons wil verander. Hy het ons so lief, dat hy mens geword het, 'n prys betaal het aan 'n kruis vir my en vir jou, sodat ek en jy kan leef vir die Here. Amen. Amen. Prys die Here. Prys die Here. Ek sien my tyd is amper op. Ek het soveel dinge wat ek wil sê. Soveel dinge wat ek wil doen. Maar ek is mos altyd so, julle weet mos. My hart wil uit my bors uitspring, want ek sien te veel dinge om my gebeur, en mense bly blind. Ja. Mense bly blind. Hoor wat ek vandag vir julle sê. Moenie vergeet wie julle God is nie. Die Here wat ons dien is 'n verterende vuur. Hy gaan nie toelaat dat jy en ek hom misbruik nie. Ons kan nie die Here dien met oop hande om te sê, Here, ek wil ontvang nie. Die Here het my en jou gered om te gee, want hy was 'n God wat gegee het. Hy het sy alles gegee. En as hy sy alles gegee het, hoekom kan ons nie ons alles vir hom gee nie? Ja. En ek wil vir julle vandag sê, hierdie spreekbuis wat vandag met julle praat, is die woorde van God wat in my is. Because today I've got the mind of Christ. Ek het die sin van Christus. Hoekom? Deur wedergeboorte. Omdat ek my lewe afgelê het voor die Here en gesê, Here, hier is ek, verander my, gebruik my, en ek word gebruik elke dag, al hou mense nie van my nie. Ek is nie hier om stil te bly nie. Ek is hier om 'n woord oor te dra. En ek dank die Here ek kon dit gedoen het. Dank die Here het my asem gegee, my longe, om dit te kan doen vandag. Maar mag hierdie woord vandag ook weer eens vir julle iets beteken. Mag julle hierdie nuwe week inbeweeg met 'n nuwe denke. Jy moenie met God speel nie. Hy's heilig. Dink voordat ons praat. Dink voordat ons van iemand praat. Ons moet seker wees, dis nie 'n man van God wat ons wil spot en afbreek. Amen. Prys die Here. Miskien moet ek net nog 'n liedjie speel voordat ons afsluit. Want ek dink hierdie liedjie moet ek seker speel. Ek voel hom so op my hart, want baie mense dink jy kan net die Here dien op 'n Sondag. O nee, ek praat nou te veel, nee. Ek praat nou dinge wat mense nie wil weet nie, wil hoor nie. Amen. Hoor hierdie woorde van hierdie man. Hierdie is vir my, het my diep geraak toe ek het gespeel het die eerste keer. As ek hom nou net kan kry. Want dit is wat mense doen. Ken jy hom elke dag? Of ken jy hom net die dag as jy 'n soet aantrek kerk toe? Dis my vraag vandag. Mode. The Bluetooth device has Ek vra vandag, ken jy hom net op 'n Sondag? Of ken jy hom elke dag van jou lewe? Hier gaat hy. Ken jy hom net op Sondag? Of ken jy hom elke dag? Amen. Hy smag na die dag wanneer jy hom ken dag en nag. Amen. Kyk vir jou vrou, sien
jy sê en doen in die harde seisoen. Klein oogies wat kyk, wat sieneloos hulle vir jou kyk, sien hulle Jesus se gesig, of is dit 'n monster onderweg? Ken jy hom net op Sondag, of ken jy hom elke dag? Hy smag na die dag, wanneer jy hom ken dag en dag. Maandag by die werk, is hy daar of is jy te sterk? Kry jy skaam vir sy naam, O nee. of loop by elke tree saam? Dis maklik om te sing in die kerk, maak ook so in die kar of by die werk. Leef elke dag vir hom, tot wanneer hy weer kom. Ken jy hom net op Sondag, of ken jy hom elke dag? Hy smag na die dag, wanneer jy hom ken dag en dag. Maak seker hy ken jou, as jy daar kom, aan die ander kant. Vat vandag sy hand. Ken jy hom net op Sondag, of ken jy hom elke dag? Ken hom in al jou weer, hy stap saam elke tree, vat al jou seer, lê dit by sy voete neer. Vandag is die dag, moet hom nie langer laat wag. Sure. Amen. Amen. Ken jy hom net op Sondag, of ken jy hom elke dag en nag? Ja? Party mense dien hom op 'n Sondag, maar Maandag is hy vergete. Mag hierdie woord julle deurdra hierdie week. Mag julle altyd onthou dat jou God nie net 'n God van genade is nie, maar 'n God van toorn. Dien hom met alles wat in jou is, nie halfpad nie. Die woord van die Here sê in Romeine 12, dat ons liggame moet gee as 'n welgevallige offer. Dis ons redelike godsdiens. Ja, amen. Ons redelike godsdiens. Is hierdie liggaam 'n welgevallige offer aan God? Is my vraag vanaand. Sien julle DV Woensdag aand om 8:00, as die Here ons spaar met lewe en gesondheid. Jesus liefde aan elkeen van julle. Julle moet 'n mooi week hê. Julle moet 'n soete nagrus hê. Amen. En alles wat mooi is. Be blessed. In Jesus' name. Amen. Amen.